Hallo, ek is Eddie Goldberg en is aangeskakel by AgriScoops, die middelpunt tussen die boer en die verbruiker. Ons gesels vandag oor aardappelonderhoud. Ons gesels met Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Revenza Next is 'n multinasjonale maatskappy wat biologiese oplossings bied vir produsente wat meer volhoubaar wil boer. Anders as meeste ander maatskappye is biologiese oplossings die fokus van Revenza Next. Carla, wanneer dit kom by die bemesting van aardappels, word die meeste klem gewoonlik gelê op stikstof, fosfaat en kalium, oftewel NPK-bemesting. Deesdae is daar ook 'n groter fokus op die belangrikheid van kalsium in 'n aardappelbemestingsprogram. Kan jy vir ons verduidelik watter rol kalsium speel in die produksie van aardappels? Ja, kalsium word geag as 'n sekondêre, tog essensiële voedingselement vir aardappelproduksie. Dit speel 'n strukturele rol deur kalsiumkruisverbindings te vorm met pektienmolekules in die middellamella van die selwand. Hierdie kalsium-pektienkomplekse is belangrik vir selrigiditeit, knolfermheid, skilsterkte en weefselstabiliteit. Kalsium speel ook 'n rol by die stabilisering van die selmembraan. Kalsiumione bind met die fosfolipiede en proteïene in die selmembraan wat die plasmamembraan stabiliseer en sodoende verhoed dat die selkomponente uitlek. Wanneer membraanintegriteit verswak, verhoog dit die kanse vir fisiologiese afbraak van die weefsel. Wat van kalsium se biochemiese rol? Kalsium het nie slegs strukturele funksies nie, maar speel ook 'n biochemiese rol in knolvorming en ontwikkelingsprosesse. Verder dien dit ook as 'n sekondêre boodskapper binne die plant wat ensiemaktiwiteit, teenuitdrukking en hormoonbalanse reguleer. Dit is veral belangrik in die plant se reaksiesisteme teenoor biotiese en abiotiese stresfaktore soos droogte, hitte, brak, pesaanvalle en siektetoestande. Wanneer en hoe moet kalsium toegedien word vir aardappelverbouing? Anders as meeste ander voedingsstowwe is kalsium nie beweeglik in die plant nie. Met ander woorde, dit kan nie vanaf die blare deur die plant na die knolle toe beweeg waar dit nodig is nie. Dit is omdat kalsiumopname gedryf word deur transpirasie en hoofsaaklik beweeg in die plant se xyleumvate. Alhoewel knolle ook transpireer, is dit ver minder as die blare en word meeste van die kalsium wat deur die wortels opgeneem word na die blare vervoer. Kalsium wat in die knolle teenwoordig is, word hoofsaaklik opgeneem deur die spesifieke stolon se wortels. Kalsiumbemesting wat as blaarvoeding toegedien word, het baie beperkte effektiwiteit om die kalsiumvlakke in die knolle te verhoog. Dus is dit krities belangrik dat genoegsame kalsium in die wortelsone beskikbaar is tydens knolinisiasie, maar ook die vroeë stadiums van knolvulling. Volgende week kan ons meer gesels oor verskillende bronne van kalsium en Revenza Next se strategie om aardappelproduksie te verhoog met kalsiumbemesting. En dit was Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Dankie dat jy vandag by ons aangeskakel het.